Terwyl almal so staan, wil ek uit die woord van die Here uit lees. My tema vanoggend is, wat sien jy? Wat het jy hier gesien? Dit is die vraag ook, wat het julle gesien? Ek vra vir julle, wat het julle gesien? Efesiërs 1 vers 3, terwyl ons staan, die woord van die Here is standvastig en veral in hierdie tyd waar ons lewe, wil ek julle aanmoedig, julle weet, gebed is belangrik, alles is belangrik, maar die woord van die Here is belangriker as. Dis nie belangriker nie, maar ons moet nie afdwaal van die woord nie. Ons leef in 'n tyd wat mense, julle moet die woord ken, wanneer mense vir julle goed kom sê wat nie in die woord staan nie. Ek wil julle aanmoedig, lees die Bybel. Amen. Dankie vir elke amen. Efesiërs 1 vers 3 staan daar geskrywe, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Paulus sê dit vir ons. Paulus sê alle geestelike seëninge in die hemel en in Christus. Paulus se gebed, Efesiërs, ek gaan nou, laat ek net hierdie ander versies klaar lees. Vers 15 sê hy, Paulus bid vir die Efesiërs mense van Efese, en hy bid vir ons ook. Hy sê ons moet so bid. Hy sê vers 15, daarom, nadat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, die liefde tot die heiliges, ons is die heiliges, die kerk in ons, vers 16 sê, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Vers 17 sê hy, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Ons moet bid, kinders van die Here, die woord sê ons moet dit bid, sodat die Vader van die heerlikheid aan ons die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van ons verstand, verligte oë van ons verstand, sodat ons kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid na sy erfdeel onder die heiliges is. Dit is wat die Here vir ons bid, en hy sê dat ons moet bid vir ligte oë van ons verstand. Julle kan sit. Verligte oë van ons verstand. Wat sien ons? Ons praat oor die goeders. Ek wil net die agtergrond gee van Efesiërs. Paulus het in Efesiërs gekom. Baie welkom meneer Storbeck. En almal hierso, ek wil nie iemand uitsonder nie. Die Here is lief vir julle. En eintlik het ek sê amen op wat pastoor Jaco gesê het. God sal ons nie los nie. Hy praat ook van elkeen van ons en die persoon wat weet wie hy is, van wie God gepraat het hier, maar hy praat ook oor almal. Kan ons amen sê daar ook oor? So Paulus kom by Efese aan en hy het 'n kerk daar gestig. Efese is 'n handelshawe waar handel gedryf word. En daar's baie mense, handeldrywe, daar kom skepe, hulle laai goederes af, elkeen wil besigheid doen, elkeen soek 'n winskoopie. As jy daar by die, dink net, jare terug, toe hy daar gekom het, wat het hy gesien en gehoor? Paulus het gesien, dat die mense is besig om goederes te verkoop, 'n handelsstad, die goed kom in, hulle verkoop skape, hy ryk die skape, hulle verkoop goeders van China af, maar lekker ryk, allerhande goeders. En hy sê vir ons, en hy sê dit vir my en vir jou, dat God vir ons kan gee verligte oë van ons verstand. Is dit nie eintlik wat ook vandag met ons aangaan nie? Ons sit hier in die kerk, terwyl ons by die kerk sit, is ander mense besig om allerlei verskillende dinge te doen, en dan gaan allerlei dinge aan in ons lewe, en ons wonder, ons is bekommerd oor ons lewe, ons bekommerd oor baie dinge. Is dit so? Is ons bekommerd hier waar ons sit? Ons is bekommerd oor ons kinders, ons bekommerd oor ons alles. En nou vandag, Paulus het dit geskryf baie jare terug. Vandag op hierdie dag is dit maar dieselfde, en ons het verligte oë van ons verstand nodig. Was julle al by ongeluk gewees? Lang terug het ek baie ongelukke bygewoon.
As jy aankom, dan sien jy die rooi ligte van die ambulans, die blou ligte van die polisie van. Jy ruik petrol en olie, jy sien mense wat skree. Het julle al dit beleef, het julle al op ongeluk gekom? As hulle sulke krinkelgoed op mense sit, dan moet jy weet die persoon is dood. Jy hoor mense skree, ag Here help my. Het julle geweet dat moslems en hindoes en alle mense, ek het nooit gehoor iemand sê, Allah help my nie. Hoor julle wat ek sê, praat ek die waarheid voor God, ek weet, ek het dit gesien, hulle sê, Here help my. En dan kom hulle in daai omstandighede, dan sien hulle goeters wat gebeur daar, en hulle vra, help my. En ons sien die hartseer, ons sien die bloed, ons ruik dit, en ons ervaar dit. Was julle aan sulke situasies? Ek dink julle was, of julle dan ten minste daar verby gery. En dan sien ons al hierdie goeters. Maar ons sien, as ons verstand nie verlig is nie, dan kan ons ook sien, dat self daar werk God. Daar gebeur wonderwerke, daar gebeur mense wat sê, Here help my, hulle soos die man wat aan die kruis gesê het, en wees my sondaar genadig, en God red mense daar, in daai omstandighede. Vandag is ons in daai omstandighede, hier waar ons is in ons land, hier waar ons is, kan ons amen sê daar. So jy het nou die agtergrond, kan ek die pastoor nou begin preek? Jaco het gesê ek het aangetrek, of ek preek vir 'n beroep. Ek preek vir 'n beroep vanoggend. Ek sê julle moet my beroep. Alright, ek is reg. Is julle lus om te hoor hoe preek iemand wat preek vir 'n beroep? Dames en here, kinders van die Here, die heiliges, daar's twee tipes van kennis. Die eerste is sintuie kennis. Verligte oë van ons verstand, jou fisiese oë kan sien, en ons sintuie kennis. En die sintuie kennis is dit wat ons sien daar by die ongelukstoneel. En geestelike wysheid is verligte oë van ons verstand. Dit is geloof, geregtigheid, vergifnis en vrede. Ons kan nie eintlik regtig geregtigheid sien nie, kan ons, met ons vleeslike oë. Kan ons geloof sien, kan ons vergifnis sien, kan ons vrede sien met ons vleeslike oë. Ons kan dit nie sien nie. Kan jy vrede sien, John? Kan jy vergifnis sien? Kan jy dit sien met jou oë? Maar God sê, hy gee ons verligte oë van ons verstand, laat ons hierdie goed kan sien. En dit gaan ek vir julle nou sê hoekom. Wat kan ons sien met ons oë? Ons sien vrees, ons sien hartseer, ons sien vrees, jy kan vrees in 'n mens se oë sien. Het jy al vrees in 'n mens se oë gesien? En jy kan haat ook in 'n mens se oë sien. So ons sintuie, wat ons hoor, met ons ore, wat ons ruik, wat ons sien, dit is vleeslike dinge. Verligte oë van ons verstand is geestelike wysheid. Ons moet dit veronderskeiding, kinders van die Here. God, ek het in vers 3 geleer, het ons alle geestelike gawes gegee. Alle geestelike gawes het God vir ons gegee. En as God sê alle gawes, ken ons alle geestelike gawes. Ek glo nie, ek ken dit nie. My vrou het nou 'n nuwe kar gekoop. Die tegnologie is kwaai. Sy het 'n nuwe kar gekoop, sy ry hom al 'n paar dae en sy ken nog nie al die goed van die kar nie. God het ons alle geestelike gawes gegee. Wie van julle het alle geestelike gawe? Ek weet, daar is nog baie wat ek nie het nie, maar God het dit reeds vir my gegee. Die kar is daar, sy het klaar vir hom betaal. Daai kar is so, sy sê, môre Cherry, dis my Cherry. Dan sê sy vir die Cherry, dan sê die Cherry, môre, dan sê sy, maak oop die venster, dan maak linker venster, open left window, jy gaan die ding oop. Die kar, sy sê, daar is nog baie ander dinge, as jy na by 'n kar kom, dan waarsku jy jou en alles, dis vleeslike goed, geestelike goed. God het vir my en jou geestelike gawes gegee, wat ons nog nooit nie ondersoek het nie. En ek wil verbid vandag, dat die Here vir ons verligte oë van ons verstand gee, dat ons hierdie goeie sal raak sien. As ons dit sien, dan verander ons lewens. Die vers wat Jaco gepraat het, is my eerste vers, Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Hierdie wêreld se gelykvormigheid. En dan sê hy, hoe verander? Die woord van die Here sê, ons moet verander.
Om verander te wees beteken om anders geestelik te sien. Wat sien jy en hoe sien jy? Dit is wat Paulus sê in Romeine 12 vers 2 word verander. Die geestelike wêreld is die vleeslike wêreld. Hierdie wêreld is vleeslik. Die Here sê ons moet verander, ons moet geestelik word, ons moet geestelik kan sien. Wie wil graag geestelik word en wie wat geestelik wil sien? Sê kan julle kan maar sê amen. Hoe word ons dit? Deur die verandering van julle gemoed. Ons gemoed moet verander, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God is. Ons moet verander. God het gesê, ek het vers 3 gelees, al die geestelike gawes het hy ons gegee. Hoe kan ons dit bevorder? Deur te verander in julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie, die volmaakte, welgevallige wil van God is. Amen. 1 Korintiërs 2 vers 12 sê, ons het ewenwel wel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons weet wat God ons uit genade geskenk het. God het ons genade geskenk, baie meer as wat ons weet, en ons moet dit najag, kan julle sê amen. Ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie. Die wêreld speel woord met ons kinders van die Here. Daar sit mense nie in die kerk nie, hulle stel nie belang in die Here nie, want die wêreld het hulle oë blind gemaak, hulle sien nie die dinge van God raak nie. En wanneer ons gevul is, kan ons vir hulle die pad wys. Die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. God het alles gegee, verniet, uit genade uit. Maar die natuurlike mense neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hulle dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat hy geestelik beoordeel word. Die vleeslike dinge, die natuurlike mens neem hierdie dinge van die gees nie aan nie. Voor ek die Here geken het, was ek baie deeglik vleeslik. En ek het ook gesien dat die vleeslike dinge en die dinge van die wêreld bring my nêrens nie. Die duiwelse plan is, Johannes 10 vers 10, om jou te slag en te steel en te vernietig. Weet dit, kan julle ook amen sê daarop, maar God sê, Jesus het gekom dat ons lewe in oorvloed kan hê. Ons kan oorvloed lewe hê, as ons kan sien dat die wêreld wil ons vernietig, die wêreldse dinge. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Ek en u wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. As sorry mevrou Herbs, ek het 'n ding, ek is nou al 13 jaar by die kerk, en ek moet oor hy ding kom, en ek het vir haar gesê, ek wil oor dit kom, en ek sukkel om daar oor te kom. Die eerste dag toe ek hier by die kerk kom, toe sien 15 mense saam met my vrou 16, en daar was nog nooit weer 16 mense in die kerk nie vir 13 jaar terug. En as ek tel en ek sien dis meer as 16, dan sê ek prys die Here. Ek moet ophou, ek moet tel en sê, ek sien geestelik die kerk is vol, tot die ding is. Amen. Dit is wat God wil hê. Hy wil nie, hy moet 15, 16 mense wees nie. Dit gaan nie oor mense nie, dit gaan oor dieper dinge as mense. En dit was 13 jaar. Partykeer kyk ek, alright, nou het ek 'n verskoning, is lang naweek. Dis hoekom hier minder mense is as gewoonlik. Hoe gaan ons maak dat ons, dis net die vraag, altyd moet jy mos vra, ek is bly, ek dink jy het gevra, maar hoe gaan ons nou maak, pastoor, laat ons nou geestelik kan sien, verligte oë van verstand. Daar's 3 dinge wat ek uitgelig het, daar's baie meer as dit. Die eerste ding wat as jy wil verligte oë van jou verstand hê, as jy wil goddelike dinge sien, dan moet jy begin, die eerste ding is meditasie. Weet julle wat is meditasie? Om te dink en die Bybel te lees en te mediteer om daaroor te dink. Meditasie is, dit moet ons doen. Joshua 1 vers 8, kom ons lees. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou gesed kan wandel, volgens alles wat daarin geskrywe staan,
want dan sal jy jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Kind van die Here, as jy wil voorspoedig wees en as jy wil met goeie gevolg handel, dan moet hierdie wetboek nie uit jou mond, jy moet dit oordink dag en nag. Vanoggend het my vrou my gevra, bid ek? Sê ek, ja, ek bid deur die dag, ek bid. Dit moet dag en nag, jy moet dit dag en nag, sodat jy nou gesê daar kan wandel. Dawid het gesê, hy het gesê dat die woord in my hart, mag die woorde van my mond en die gedagtes van my hart vir u wel behaaglik wees, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Ons moet terugkom na die Bybel. Ons moet nou gesed wandel. En dan, as jy voorspoedig wil wees, Corrie, dan moet jy hierdie goed dag en nag oordink, en dan sal jy ook goeie gevolge handel. Vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, en wees nie bevrees of verskrik nie. Ons moet nie bevrees of verskrik wees nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Amen. Dit is meditasie. Die Here jou God is met jou. Die Here jou God is met ons kerk. Oral waar ons gaan, oral. Maar ons moet ook versigtig wees waar ons gaan. Die tweede een is glo en belydenis. In Johannes 8 vers 24 staan hierdie woorde geskrywe. Ek het dan vir julle gesê, dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Jesus het vir die mense gesê in Johannes, as jy nie glo nie, sal jy in jou sonde sterwe. As jy nie glo as jou oë nie geopen is nie, dan gaan jy sterwe in jou sonde. Hoeveel mense, dis 'n harde woord, is dit hard? Wat moet ons doen met ons sonde? 1 Johannes 1 vers 9 sê, God is getrou en regverdig. As jy jou sonde bely en laat staan, dan dink hy nie meer daaraan nie. As jy nie in jou sonde wil sterwe, nie kind van God, dan moet jy jou sonde bely en dan moet jy die Here vra om jou te help. Jy moet belydenis doen. Kan ons sê amen en amen en amen. As jy wil hê dat jou oë moet oopgaan met jou sonde bely, los die sonde man. Los hierdie goed wat jou pla. Die wêreldse dinge vat jou weg van God af. En dan sal jy nie in goeie gevolge handel nie. En dan sal jy in jou sonde sterwe. In jou sonde sterwe. Ek dink nou aan iets wat mense altyd sê, God het die sondaar lief, maar hy haat die sonde. Is dit waar? God het die sondaar lief, maar hy haat die sonde. Okay. As God die sonde haat en hy die sondaar lief, as die sondaar dan doodgaan, gaan die sondaar hemel toe. Ek vra julle net die vraag. Ek wil net dit bietjie anders te vra. God het die sondaar lief, maar hy haat die sonde. Maar die sondaar het die sonde lief en gaan die sondaar dan hemel toe. Hy gaan nie hemel toe nie, ek wil dit anders te sê. Sondaar los die sonde sodat jy nie meer sonde doen nie, sodat jy kan hemel toe gaan. Daai woorde staan nie in die Bybel dat God die sondaar lief het en hy haat die sonde nie. Hy sê ek het julle almal lief, maar hy sê jy moet jou bekeer en met die sonde los. En ons weet wat is die sonde. Ek en u weet wat is sonde. Ek weet presies wat is sonde in my lewe. En die sonde is eintlik die verduideliking van sonde is eintlik om te sê to miss the mark. En Romeine 3 vers 20 sê dat almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Ek moet elke dag eintlik bely, elke dag bekeer, elke dag, sodat ek kan sien wat ek moet doen. So dis meditasie, dis glo en bely. Ek het 3. Die derde een is tyd. Jy moet tyd saam met God spandeer. Hierdie is 'n baie belangrike ding. Tyd is wees stil voor God, sê die woord. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Wees stil en weet dat ek God is. Wie van julle het al deur moeilike tye gegaan? Wie van julle het al ervaar dat dinge in die lewe nie goed gaan met jou nie? Jy op daai stadium voel jy maar, wat help dit my, ek dien die Here? Wat help dit, ek dien die Here? Hoe het ek gevoel? Hier is mense hier wat deur moeilike omstandighede gaan. Ek hou van daai liedjie as hulle dit sing, dan kry ek trane in my oë. Be still and know that I'm your God. Weet net dit, bly stil. Julle weet Job,
Die Here het vir Job gesê toe hy gaan begin baie praat, toe sê Job, waar was jy toe ek die aarde gemaak het? Waar was jy toe dit en waar was jy toe dit? Waar was ek toe God die aarde gemaak het? Maar ek weet, waar was God toe ek gehuil het, toe my kind gesterf het, toe het ek stil gebly, en hier kan ek staan vandag, en ek sê, dankie Here, ek is stil gebly, maar God het eintlik 'n ander plan, 'n beter plan as ek en jy. Daar is so baie vrae wat mense vra, oor mense wat siek is, en mense wat te sterwe kom, en alles, maar wat ek vir julle vanoggend kan sê, as julle wil sien, geestelike oë wil oopmaak, wees stil, wees stil. Habakuk 2 vers 20 sê, maar die Here is in sy heilige tempel, laat die aarde voor hom swyg. God is God. En ek kan nie sê hoekom dinge gebeur nie, maar God is God. Ek sê vir die Here, Here, ek hoef nie alles te verstaan om self te beheer nie. Ek word stil voor U en ek vertrou U. Ek kan nie alles verstaan nie. Ek word stil en ek vertrou God. As ons wil sien, dan moet ons stil bly en God vertrou. Baie dinge gebeur wat ons nie verstaan nie. Vertrou God. En ek dink in Deuteronomium staan, daar's dinge, geheime dinge wat ons nie weet nie. Maar ons moet God vertrou. Hou aan om God vertrou. Moenie na mense toe hardloop nie. Mense gaan vir jou soms verkeerde raad gee en verkeerde dinge. O, maar dit is om jy sonde gedoen het, dat jy siek geword het. Dis so en so en so. Job se vriende het by hom gesit vir 7 dae, niks gepraat nie. En die 7de dag toe begin hulle nonsens te praat. Julle ken die storie van Job. Maar Job, jy moes gesondig het. Ek het nie die reg om vir iemand ander te sê hy het gesondig nie. Hy weet mos self as hy gesondig het. Hoe kan ek vir iemand sê, maar dit het gebeur omdat jy gesondig het? Here, help ons. Laat ons nie Here speel oor mense om vir hulle te sê, jy moet jou sonde vergewe nie. Ja, hulle weet in hulle hart. Ek sê dit vanoggend, los julle sonde, kinders van die Here. Maar as dinge oor jou sleg gaan, kan ek nie vir jou sê, dis omdat jy sonde gepleeg het, dat dit met jou gebeur het nie. Toe my kind 'n miskraam gehad het, toe kom huil sy by my, sê, pa, maar het ek aan sonde gepleeg, hoekom het hierdie dinge gaan mee? Ek sê, Lindy, wees stil en vertrou God. En vandag is haar kind nou al amper 2 jaar oud, Menuitjie. En Menuitjie maak dat my vrou my nie sien nie. In die oggend, as my vrou opstaan vroegoggend en sê, dan weet ek, ek was by Corrie gaan kuier, want ek was alleen by die huis. Nee, ek wou hier gaan kuier het, Corrie. Ek gaan nou vir my Menuitjie, ek het 'n rokkie vir haar gekoop, ek gaan Pretoria toe, dan bly sy die hele dag weg. Ek het afgedwaal, regtig, ek is nou weer op koers, ek is op koers, ek op ons koers. Sintuie kennis, dit is wat jy jou sintuie waarneem. Openbare kennis, wat God aan jou openbaar, en wat gebeur. Bonatuurlike dinge, of wonderwerke, wat jy met jou vleeslike en geestelike oë sien. Bonatuurlike wonderwerke kan jy met jou geestelike en vleeslike oë sien. Het julle al bonatuurlike wonderwerke ervaar in julle lewe? Het julle al? Ek wil graag 2 van hierdie goedes uit 2 Konings 6 lees. 2 Konings 6. Ek sal die eerste vertel. Die kinders, die profetiese kinders van die Here, julle moet dit asseblief gaan lees, 2 Konings 6. Die profetiese kinders van die Here het gesien, hulle plek word bietjie te klein, en toe sê hulle, nee, hulle wil gaan balke kap, sodat hulle kan uitbrei. Maar wat hulle gedoen het, hulle sê, maar Elisa, jy moet saamkom. Ons wil dit gaan kap, maar Elisa moet saamkom. As jy plan om binne dinge te doen, kinders van die Here, vat God saam, moenie alleen gaan nie. Moet nooit alleen gaan nie, moet nooit alleen dinge doen nie. Wanneer jy besluit om iets te doen, wanneer die Here in jou hart sê, jy kan nie, Moses het gesê, ek sal trek, maar God moet saamkom. As jy ietsie doen, moet die Here saam met jou gaan. Wanneer jy moet altyd seker wees, hulle het gaan houtkap, balke kap. Toe die een ou met die houtkap, en daar val die yster in die water in. Hy het dit gesien, daar val die yster. En hy gaan na Elisa toe, hy sê, my Heer, help my.
Ek het hierdie byl nogal geleen. Dis nie my byl nie, ek het hom geleen daar by John, ek het vir John gaan vra, John, leen gou my jou byl, en hier kap ek, hier val die byl in die water in. Elisa sê, moenie bekommerd wees nie. Hy sê vir hom, waar het daai byl geval? Hy sê nie, hy het daar geval, hy vat 'n stok, hy gooi die stok, hier dryf die byl. Dis die waarheid. Hoeveel keer het jy met jou oë gesien, goede wat onmoontlik is? Ek kan vir julle sê, ek het gesien goede wat onmoontlik is, wat die Here, wat die dokter sê, hierdie man, dis klaar praat met hom, ek het sy goed gesien, sy brein, hulle noem het, die dokters noem het, sy brein is toast, dis klaar, gaan vertel vir die familie, ek sê nie dit vir die familie, ek sê kom ons bid, jy weet, mooi praat, maar ek maak hulle bekend, jy weet, as 'n mens se brein is, dan kan jy nie eintlik 'n lekker werk nie, en dit maak bid. Daar is hulle dokter, 'n neuroloog het my gesê, die man kom daar ingestap. Hy sê, môre dokter. Hy sê, is dit jy? Hy sien die man en hy sien die brein wat nie reg is nie. So sy fisiese oë het hom gewys, hierdie man is klaar. Maar verligte oë van die verstand, hy sien, hier loop die man, hy praat niks nie, hy sê net, dis 'n wonderwerk. Hulle sê so, die dokters, dis 'n wonderwerk. Henry, it's a miracle, dis al wat hulle sê. Nou, miracle is hierdie dinge, wat mens verstaan en nie kan sien nie. Nou, in 2 Konings 6, het daar ook iets anders gebeur, 'n baie mooi ding. Ek wil dit lees, maar hier wil ek net my bril opsit. Die tweede gebeurtenis, wat is daar op die bord, vers 2 Konings 6, vers 12. Kom ons lees daarvan vers 12 af. Goed. Kom ek lees van net na die storie van die byl. Hy sê, en die man van God vra, maar waar het dit geval? En hy kom by die plek en hy wys dit, en hy stok afgesny en daarin gegooi, dis vers 6, en die yster het bo gedryf. En hy sê, haal dit nou maar uit, en hy het sy hand uitgesteek en het geneem. Vers 8, terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die plek en die plek sal my laar staan. So die koning sê, hy veg teen Israel, en hy sê vir sy manne, op die plek en die plek sal my laar staan, maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op, dat u nie deur daardie plek trek nie, want die Arameërs trek daarheen. Die man van God was Elisa. Hy sê vir die koning, jy moet nie daar gaan nie, pas op, jy moet 'n ander plek gaan. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek het en waarvan hy hom gewaarsku het, en hy was daar op sy hoede nie net eenmaal nie, maar 2 maal. So elke keer wanneer die mense daar kom, dan sien hulle nie, die mense van Israel is weg. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig. Die koning Aram word onrustig en hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel sê nie? So hy sê, hier onder ons is iemand wat, hier is 'n pimpie hierso, hier is iemand wat die storieetjies versprei. Hoekom as ek soontoe gaan is die Israeliete nie daar nie, as ek soontoe gaan is nie daar nie. Onder julle, hier is iemand wat aan die koning van Israel vertel wat aangaan. Vers 12 sê, en een van die dienaars antwoord, nee my heer, die koning, maar Elisa, die profeet van Israel, profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel se woorde te kenne gee, wat u in die slaapkamer spreek. So hy sê, Elisa, hoor wat u in die slaapkamer spreek, en dan sê hy vir die mense. So Elisa het verligte oë van die verstand, en God het hom bonatuurlike kennis gegee, en God het hom openbaring kennis gegee, en God openbaar hom, wat die koning van Aram sê, in sy slaapkamer, en wat hy sê vir sy mense, en wat hy plan het, om dinge te doen. En hy sê, gaan kyk waar hy is, die koning sê, gaan kyk waar Elisa is, dat ek hom kan vang. En daar is aan hom te kenne gegee, en gesê, hy is daar in Dothan,
So het hy dan daarheen perde en strydwaans en swaar leers gestuur en hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Vers 15, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, Elisa se antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as wat die wat by hulle is. En dis die woord wat ek vir u wil vanoggend sê. Julle moenie vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van die dienaar geopen en hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg en dit is nie die stad nie, volg my. So hierdie mense wat Elisa wil aanval, hulle is met blindheid geslaan. En Elisa sê, dis nie die weg nie, dis nie die plek nie, volg my. En hulle volg toe vir hom. En by hulle aankoms in Samaria sê Elisa, Here, open hulle oë dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen dat hulle kon sien en daar was hulle binne in Samaria. En die koning van Israel sê vir Elisa, toe hy hulle sien, moet ek verslaan my vader? Maar hy antwoord, u mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan die wat u met swaard en boog as gevangenes weggevoer het? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle Heer kan trek. En hy het hulle groot maaltyd berei en nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan en hulle het na hulle Heer getrek en die bendes van Arameërs het verder nie meer die land van Israel gekom nie. Hulle het weggevlug. God het gemaak dat hulle nie weer kom nie. Hulle het weggevlug. Die woord van die Here sê, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel, hy sal van jou al wegvlug. En dit het in die ou hier gebeur, dat toe hy bid, toe kan hulle nie sien nie. God kan jou vyande blind maak, die mense wat teen jou is. En God maak jou oë oop om te sien. Mag God ons oë oop maak om te sien dat hulle wat vir ons is meer as wat hulle teen ons is. Het julle oë oop gegaan? Kan julle sien? Verstaan julle wat die woord van die Here sê? En dis vir ons. Al die gawes. Efesiërs 1 vers 3. Ek wil nog een ding praat, dan sluit ek af. Ek is amper klaar oor geloof. Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dinge wat ons nie sien nie, met ons vleeslike oë nie. Nie 'n blinde hoop nie. Verklaring wat verander, wat ons daaglikse lewe beheer. Nie 'n blinde hoop nie. Ons hoop op die dinge wat ons nie sien nie. Ons verklaar laat dinge wat verander, wat ons daaglikse lewens beheer. Die woord van die Here sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en hy wat dit spreek, sal die vrug daarvan eet. Die verklarings wat ons daagliks maak, dit moet ons lewens beheer. Ons hoop op dinge wat ons nie sien nie, en ons verklaar dinge wat ons nie sien nie. Die woord van die Here sê, ons verklaar dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan, en dan bestaan dit. Amen. Dit is die geestelike gawes, dit is wanneer ons geestelike oë oopmaak, en ons moet daarin leef, en die Here wil ons hê dat ons moet daarin leef. Dis wat hy vir ons instoor het. Vers 8 van Hebreërs 11 sê, deur geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek waar hy as erfenis sou ontvang. Hoor, deur geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek waar hy
as erfenis sou ontvang. En hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou gaan. God het vir Abraham gesê, Abraham, vat jou goed, trek en gaan na die plek waar ek jou sal stuur. En hy het met geloof weggetrek. En hy het nie weggetrek, hy het nie gevra nie, hy het sonder om te weet waar hy sou gaan. Geloof, wanneer die Here vir jou sê, kind van God, maar ek wil hê, julle moet mooi verstaan, jy moet seker wees dat dit is die Here. Baie mense sê, die Here het my gesê, so ek moet hierna toe gaan en daarna toe gaan. En dan kom hulle daar, ek hoor van die sendeling wat daar gekom het, en hy daar probeer sendeling werk doen, en na baie maande, toe sit hy daar, het nie kos nie, hy het nie klere nie, hy sukkel, en hy sê, Here, maar hoe het jy, wat me gaan nou aan, ek is op hierdie plek. Hy sê, die Here sê vir my, ek het nie gesê, jy moet daarna toe gaan nie. Mense beskuldig God, wanneer hulle sê, God het hulle na plekke gestuur, baie mense, ek het al mense gesien wat ek ken in my lewe, hulle kry 'n ander werk, R100 meer, vir R100 meer los hy sy werk, hy gaan na 'n ander werk toe, na 'n maand dan speel hy plek bankrot, dan sy kwaad vir die Here. Weet julle waarvan ek praat? Moenie kwaad word vir die Here as jy nie gehoor het wat die Here sê nie. As die Here vir jou sê, ja, gaan doen dit, dan doen jy dit. Vers 10, want hy die stad verwag, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Hy die stad verwag, wat die stad verwag, wat fondamente het, wat God die boumeester en die oprigter is. Elkeen van u en my, ek self, ons verwag die stad, waar God, wat fondamente het, waarvan God die boumeester en die oprigter is. Ek dink, in ons tyd, dis net my ding, waar is hierdie stad, wat God die boumeester is en die oprigter daarvan is? Dis nie op die aarde vir my nie. God het gesê, in Johannes 17, het Jesus vir sy disippels gesê, hoor, hy sê dit vir ek en u vandag, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. Want ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Dis die plek wat God voorberei het, waar God die fondamente het, waar ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En as ek gegaan het, dan kom ek terug en dan gaan ek julle neem daar waar ek is. Dis wat ek verwag. En om dit uit te lewe is om te glo en om te sien, verligte oë van my verstand te hê. Dis hoe ek lewe. En hier op die aarde is God nog met ons. Openbaring kennis. Nie 'n passiewe geloof nie. Dis 'n aksie. Abraham het gehoor toe die Here vir hom sê. Dis 'n aksie. En hy het weggetrek. Openbaring kennis kweek aksie. Wat moet jy vandag doen? Wat moet ek vandag hier doen? Hier, met ander woorde, wat sien jy? Is daar iets wat jy moet doen? Is daar iets wat jy moet los? Is daar iets wat jy moet verlaat? Is daar dinge wat jy moet los in jou lewe? Dis die vraag wat die Here vir my en vir jou vra vanoggend. Sintuie kennis kweek vrees, omstandighede, wat gaan gebeur as ek dit doen? Want die Here vir jou sê, toe die Here vir my gesê 13 jaar terug, en ek weet dat die Here het my hierna toe gestuur, julle weet dit ook nou, na 13 jaar, het ek gesê, Here, maar wat van hierdie plek? Ek was hierso, joh, dis nie my vrou was my vrou is die tesourier van ons huis, en sy was bekommerd, sy het my gesê, die meeste pastore, en ek praat nie sleg van hulle nie, as hulle 'n beroep kry, ek is hier vir 'n beroep, dan vra hulle, wat is die pay? Toe hulle hier kom, toe is die pay minder as wat ek kry. Ek is bekommerd, my vrou, joh, minder geld, hoe gaan ons lewe? En na dieselfde dag, toe my vrou bekommerd is, toe kom een man, en party mense kan jy versien, vir profeet, en hy kom bid, en hy sê, die Here sê, moenie bekommerd wees nie, ek sal vir julle sorg, daar waar julle gaan, moenie bekommerd wees nie, en ek onthou nog, die woord is 13 jaar terug, ek sal vir julle sorg, moenie bekommerd wees nie, moenie gaan die kalkulator uithaal nie, hier sê ek, die Here het gesorg, hy het sy belofte nagekom,
God hou sy belofte wat hy aan julle maak, as julle seker is, julle die mens, al die goud en silwer behoort aan die Here, al die beeste op 1000 dewels, en God sal vir jou sorg as jy in sy wil is, en dit sal eintlik beter met jou gaan. Sintye kweek vrees, omstandighede, is bang gewees, moet ek gaan, moet ek nie gaan nie, lyk ek of ek nou bang is, nee ek is nie bang nie, en die Here seën ons nog elke bid soos Paulus, kinders van die Here, ons geleer het, verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heilige is ons sy kinders. Ek wil hê ons moet dit bid, ek en u moet dit bid, ons kerk moet dit bid, soos Paulus ons geleer het, bid ons vir verligte oë van ons verstand, sodat ons kan weet wat die hoop van sy roeping, wat die hoop van God se roeping en die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Ons is sy kinders, en nou vra ek vir u, wat gaan jy doen? Met wat jy sien, deur die openbaring kennis aan jou bekend gemaak, die oë van my gees is oop. Wat sien jy? Help my om tot aksie oor te gaan. Jakob het nie geweet wat ek gaan preek hierson nie. En die Here sê, jou oë is oop, kinders van die Here, jou geestelike oë is oop, maar die Here moet jou help om tot aksie oor te gaan. Jy moet doen dit wat die Here vir jou sê. Kan ons sê amen? Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons kom na u toe in die naam van Jesus. Dankie Here dat u ons al die geestelike gawes gegee het, deur u genade. Help ons in die naam van die Here, maak ons geestelike oë oop, sodat ons kan sien wat die Here vir ons beplan. En help ons ook om ten aksie oor te gaan, in die naam van die Here. Help ons, dat ons nie die stem van die duiwel wat hoor, wat sê, maar dit sal nie gewees nie, en so, laat ons nie nyseier sal wees nie, maar dat ons sal doen wat die Here vir ons sal sê om te doen. Here, ek wil bid vir elke persoon wat in hierdie kerk sit hier vanoggend. Ek wil bid, ek wil profeteer wat die woord van die Here sê. My woord sal nooit ledig teruggaan nie. Ek wil bid dat u woord nie sal ledig teruggaan oor dit wat hier gespreek is nie. En ek wil bid dat elke individu wat hier staan dit self sy eie sal maak. Dat God sy geestelike oë sal oopmaak, verligte oë van sy verstand sal gee. Dat hy sal sien, so dit wat Jakob vir een persoon hier gesê het, God het groot planne vir jou lewe, meer as wat jy kan dink. Sien dit, gaan tot aksie oor dit, doen dit, maar dis ook vir almal wat hierso sit. Kind van die Here, moenie twyfel nie. As die Here vir jou gesê het jy moet iets doen, gaan doen dit. Hy sal daar vir jou wees, maar maak net seker dat dis die Here. En ek bid, Here, dat u wil sal geskied. Ek bid die vrede van God, ek bid die geopende oë van elkeen jy, en ook vir ons kerk, in die naam van Jesus, amen en amen. Ek wil net 'n laaste ding sê, ek sien mevrou wil iets sê, ek wil net 'n laaste ding sê, baie mense glo om na profete te gaan. Ek dink is Galasiërs wat sê, in die ou tyd het God gewerk deur profeet, vandag werk hy deur Jesus Christus, maar daar is nog profetiese woord. Ek dink daar is nie 'n profetiese ampt nie, maar daar is nog altyd profetiese woord. Daar's altyd profetiese woord. Jy moet hoor as dit vir jou is. Ek het net skaars hier gekom. Ek is nie 'n profeet nie, maar baie keer gee die Here vir my profetiese woord. Ek het net hier skaars gekom. Dis 'n man wat hy omtrent daar gesit. Ek hou van al die mense, maar baie ook van meer as vir ander. Ek het baie van hom gehou. Hy het hier gekom met sy 2 kinders, hy daar gesit. En eendag terwyl ek preek hier, hy was maar 2 weke hierso. Toe preek ek en ek onthou, die Here het die woord op my mond gelê om te sê dat jy het iets begin en jy moet dit klaar maak. Jy moet gaan klaar maak dit wat jy begin het. Gaan doen dit, gaan maak dit klaar. As die Here vir jou profetiese woord sê, is baie keer vir iemand, maar dis vir iemand, baie keer sê hy vir jou wie, baie keer sê hy nie. Ek praat uit my eie goedheid. En die volgende Sondag sien ek hom nie by die kerk nie. Die volgende Sondag sien ek hom weer nie by die kerk nie. En die 3de Sondag toe bel ek hom na kerk. Ek sê my broer, waar is jy? Hoekom? Nee, dis jou skuld, pastoor.
Ek sê my skuld. Ek wil nie mense moet weg uit die kerk uit gaan nie. Ek wil nie mense moet hier wees. Hy sê nie, ek het daai Sondag gekom want ek het 'n ander plek wat ek besig om te bou, hy's halfpad gebou en ek het gesê Here, vandag soek ek 'n woord van God. En jy kom en jy sê nee, ek moet gaan, ek moet daai plek gaan regmaak. Dis hoekom ek weg is. Verstaan julle hoe werk profetiese woord en alles? Ek het klaar gepraat. Dankie.